Goeiedag almal en welkom by die Vlam van Vreugde podcast. Vandag is die 21ste Junie, 'n dag na my verjaarsdag. So welkom terug by nog 'n Saterdag woord. En ja, soos julle kan sien, lekker hemp, soos julle kan sien, Vlam van Vreugde aan die brand vir Christus, net daarso. Hier is hierdie balkies wat amper lyk soos oorbelle, maar dit is nie. Dit is sulke goed ook met Vlam van Vreugde op. Stedelhouer, Vlam van Vreugde. En 'n kruis, baie mooi, dis is merch julle. Dis net nie te koop nie, okay? Kyk hierso. Dit is beautiful, Vlam van Vreugde aan die brand vir Christus en die logo, dit is awesome. En raai wie het dit gedoen? Nee. Abigail Roll, sy sit hier, so sy gaan nou net in die video wees nie, maar hallo. Hallo. Okay. Ja, soos ek gesê, dis nie te koop nie. Moenie my verkeerd verstaan nie, dit is merch, maar julle kan dit nie koop nie. Dis maar net hoe dit is. Dis net awesome dat dit so lekker kan uitbrei en ek is baie dankbaar aan die Here vir al die geleenthede wat hy bied om hierdie podcast 'n moontlikheid te kan maak. Maar ja, kom ons begin met gebed en dan daarna gaan ek die woord gee. Sluit die oë. Onse Vader wat in die hemel is, Here Jesus, baie dankie vir hierdie geleentheid, Here, om die Saterdag woord ook te kan gee, Here. En ek bid dat die woord goed sal uitgaan, Here, van U af, Here Jesus, na die mense se harte oop sal wees om te kan ontvang, Here Jesus. Maar help vir my ook, Here Jesus, dat ek gehoorsaam aan U sal wees en sal doen wat U van my vra, Here. As U vir my sê hierdie woorde, dan help my om te sê, Here, dat dit net van U af sal kom en nie van myself nie, asseblief, Here Jesus. Bid dit alles in Jesus Christus naam alleen. Amen. Okay, so die gedeelte waaruit ek lees vanaand is Johannes 5 vers 1 tot 9. So dis nie so baie leeswerk soos laasweek nie. Die genesing van die sieke man in Bethesda. Hierna was daar 'n fees van die Jode en Jesus het opgegaan na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die Skaapspoort 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daarin het 'n groot menigte siektes gelê, blindes en krepeles en lammes, wat op die roering van die water gewag het. Want 'n engel het op 'n bepaalde tyd in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingaan na die roering van die water, het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gely het. En 'n sekere man was daar, wat 38 jaar aan sy siekte gely het. Toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al in 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie, en onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. En Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. En dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop. En daardie dag was dit Sabbat. Net so 'n vinnige feit, was julle al ooit nuuskierig gewees oor wat Bethesda eintlik beteken? Want hulle sê dit is 'n Hebreëse woord, so wat beteken Bethesda eintlik? Wel, ek was nuuskierig gewees. Toe gaan ek na die Strongs toe. Ek weet nie of julle weet nie, maar dit is soos die King James version van die Bybel. En dan het hulle sekere woorde wat hulle ook in die Hebreëus sê wat dit in Hebreëus beteken of in Grieks, afhangende van in watter tyd dit geskryf is en in watter taal daai hoofstuk of daai boek geskryf is. En ek het toe na Bethesda toe gegaan en Bethesda beteken House of Kindness. So dis awesome, is net so 'n vinnige feit. Maar in elk geval, terug op die storie nou. Ons het hierdie storie al baie gehoor. Al vanaf ons klein was, is hierdie in ons koppe ingeprop amper. Oor en oor en oor en, ag, maar ons ken hierdie storie. Maar ek wil vanaand op 'n ander manier na hierdie storie kyk. Ek wil hierdie storie vat en dit gebruik op 'n ander manier in ons lewens. As jy verstaan wat ek sê. Ek wil praat oor verslawings. En ek wil verslawings konnekteer aan hierdie stuk hierso. Okay, so ons het baie kere verslawings, né? Soos dit kan rook wees, dit kan drank wees, dit kan pornografie wees, wat ook al dit kan wees. Ons het daar goed en dit is soos daai siekte wat daai man het, né? En elke keer as ons dit wil los, dan kom die duiwel in ons pad en hy keer ons, net soos daai man, hy het gesê dat altyd iemand gekom voor hom in die water en dan kan hy nie genees word nie. So is die duiwel ook baie keer met ons. Baie keer dan selfs van onsself, ja, maar jy weet, ek wil nie regtig meer rook nie. Maar dan sê die duiwel vir jou, okay, maar jy gaan daai mis, daai sigaret, nee, jy gaan dit baie mis, en dan keer dit jou, dan dink jy vir jouself, nee, ek gaan aanhou rook, so, nee, ek gaan nie stop nie. En daar het jy vir die duiwel geluister, wat in jou pad gekom het, om te bereik wat jy wil bereik. Die duiwel kom in jou pad, om te wees die persoon wie God jou gemaak het om te wees. En dit gebeur baie. Dit gebeur regtig baie. En baie van julle wil miskien julle verslawings los, maar julle weet nie hoe nie.
En julle het al gesê, julle het gebid oor dit, maar niks het net gebeur nie. Laat ek een ding vir jou vanaand sê wat die fokus van vanaand se boodskap is. Jy gaan jou sonde self moet wil los. Die klem word op hy wil gelê. Want Jesus het nie dadelik net na die man toe gegaan en hom gesond gemaak nie. Hy het in vers 8, vers 6 vir hom gevra, wil jy gesond word? So hy het gesien, hy is siek daar, maar hy het hom gevra, wil jy gesond word? Hy het nie net onmiddellik sy hand op hom gelê en daar is 'n gesond net boem nie. En dis die vraag wat jy vir jouself moet vra. Wil jy werklik jou verslawing los? Daai sonde wat jou vashou, is jy regtig bereid om dit te los? Want as jy jou sonde wil los, en dan bid jy oor dit, dan sal jy dit oorwin. Is nie net 'n kwessie van, ag jy bid sommer maar net, en dan verwag, alles moet net jou wy gaan nie, nee. Die Here wil baie keer hê, jy moet ook jou deel doen. Nie partykeer nie, hy wil dit hê. Jy weet, so dit is regtig belangrik dat jy vir jouself die vraag moet vra, wil jy die verslawing los, of wil jy dit nie los nie? En jy moet dan ook op die Here vertrou, dat hy jou sal help. Want ja, toe Jesus vir hom gevra, wil jy gesond word? En die man het gesê ja. En hy het toe vir die Here vertrou om hom gesond te maak. Hy het toe gedink, oeg nee maar, Jesus, nee, maar hoekom, jy kan nie my genees, jy is niemand nie, nee. Hy het sy vertroue op daai oomblik in Jesus geplaas. En so moet jy ook jou vertroue in God plaas. As jy konstant vir jouself gaan sê, ek kan nie hierdie verslawing laat gaan nie. Ek wil, maar ek kan nie. Ek gaan dit nooit reg kry nie. Dan twyfel jy in die krag van die Here. Want die Here kan enigiets vir jou doen. Of dit 'n groot ding is of dit 'n klein ding is, die Here kan regtig enigiets vir jou doen en dit is baie belangrik dat jy dit weet. Maar jy moet jou sonde wil los. Ek wil net dit weer herhaal want dit is so belangrik. Ek gaan 'n episode nog doen oor hierdie ook, spoiler alert. Maar dit gaan ook oor verslawings gaan, waar ek nou 'n bietjie meer oor hierdie gaan praat. Ek gaan ook hierdie gedeelte noem, maar ek gaan 'n bietjie in detail oor ander gedeeltes ook gaan, want julle weet mos hoe dit werk is topics, en hierdie Saterdag word is net gedeeltetjies soos dit. En ek het ook 'n baie groot getuienis as dit kom by verslawing, maar ek gaan dit nou nie vanaand deel nie, ek gaan dit deel op die episode as dit kom. Maar ek het wel 'n getuienis wat ek wil deel van iemand wat vir my 'n getuienis gegee het en daai persoon wil graag hê ek moet die getuienis deel, maar ek moet die naam anonymous hou, so ek sal dit doen, ek respekteer dit. Maar hierdie persoon, die duiwel het hom lank vasgehou in pornografie. En dit het vir 'n hele tyd nogals aangegaan. En dit het op hy punt gekom waar dit 'n ding was waar hy dit amper nie kon los nie, totdat hy na die Here toe gedraai het. En hy het besluit, ek wil nie meer pornografie kyk nie, en hy het net gesê, Here, kom help my asseblief. En hy het sy vertroue op die Here gesit, en hy is nou skoon. Ons moet net aanhou bid dat hy net nie weer daarin sal val nie, want die duiwel is 'n baie lustige ding daai. Maar ons is regtig baie dankbaar vir wat die Here gedoen het, en ons kan net sê halleluja, prys die naam van die Here Jesus Christus vir wat hy in sy lewe gedoen het, en ook in my lewe. En in elkeen van ons se lewens. Dit is regtig, die Here is baie goed. Die Here is regtig baie goed. Ek het nie beplan om dit te sê nie, maar ek gaan sommer maar ook sê vanaand, as jy wel op daai punt is waar jy nou amper skoon is van jou verslawing, moenie terug na dit toe draai nie. Vertrou my, ek het ook experience daarmee, waar mense so lank al skoon. En dan daai een oomblik, dan kom die duiwel en hy tempt jou. En jy besluit, weet jy wat? Hoekom doen ek dit nie net weer nie? Moenie, asseblief. As die Here jou daar uitgekry het, hou aan om die Here te prys en te worship. En hou aan om die Here te dank vir wat hy doen. Regtig, dit is baie belangrik. Voordat ek afsluit, ek wil net weer dit herhaal. Jy gaan self jou sonde moet wil los. Want as jy dit nie self ook wil doen nie, dan gaan jy dit nie reg kry nie. Want hulle sê, doen jou bes en God doen die res. So daai eerste gedeelte moet jy doen, jy moet jou bes gee. So as jy jou sonde wil los, doen dit. Maar moet dit ook nie op jou eie doen nie, want jy gaan dit op jou eie reg kry nie. Sit jou vertroue op die Here. Bid elke aand vir dit en elke oggend en wanneer ook al jy bid. Bid vir dit. Vertrou die Here en dan sal hy vir jou voorsien. Ek beloof dit vir jou
vanaand, kind van God. Regtig, hier is 'n baie ernstige boodskap, kragtig, maar dis regtig, dit is noodsaaklik dat daar hieroor gepraat moet word. Kom ek sluit af met gebed. Onse Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie vir die boodskap wat vanaand uitgegaan het met hierdie Saterdag woord, Here. Here, ek bid dat vir die wat het gehoor het, Here, dat hulle sal verstaan, asseblief, Here Jesus. Here, kom werk in hulle lewens, Here, want dit is gaan nie oor Carlo wat die gesê het nie, Here. Nee, dit gaan oor U, Here Jesus, wat my as 'n tool gebruik het om miskien by iemand uit te kom. Ek weet nie wat die plan is nie, Here. Maar ek wil bid dat U in daai persoon se lewe sal werk, Here, met wie U wil werk, Here. En ek wil ook bid vir myself ook, Here Jesus, want ons almal ly maar onder sonde, Here, en ons almal het ons verslawings, en ons almal wil altyd terugdraai, miskien na sekere goed toe, Here, maar Here, ek wil bid dat ons nie daartoe sal terugdraai nie, Here, want die duiwel sal in maniere kom, laat ons soontoe moet terugdraai, Here Jesus. Maar Here, help ons om sterk te staan in U, Here Jesus, dat ons nie soontoe sal terugdraai nie, asseblief, Here Jesus. Here, help ons om altyd net geloof in U te behou, en nooit op te gee nie, Here Jesus. Here, baie dankie dat U ons help. Here, baie dankie dat ons nie hoef verslaaf aan iets te wees nie, Here, want ons het vir U. Here, baie dankie vir wat U doen, Here Jesus. Dankie vir U oneindige genade, dankie vir U liefde, Here Jesus. Dankie my Vader, U is regtig goed. Ek bid dit alles in Jesus Christus naam alleen. Amen. Baie dankie dat jy almal by die YouTube channel ingeskakel het vanaand om hierdie Saterdag woord te kyk. Ek waardeer dit regtig baie en gaan dink oor wat vanaand gesê is, gaan bid oor dit en gaan hoor net by die Here wat hy vir jou wil sê hierdeur. En onthou, as jy verslawing het, los dit. Dit is nie die moeite werd nie. Dit help nie, dit gaan jou niks help nie. As jy vir jou liggaam 'n klomp plesier gee, maar jou gees is vuil binne nie, verstaan jy? Draai eerder na die Here toe en raak verslaaf aan die Bybel miskien. Okay. Baie dankie weer eens, mag dit met julle goed gaan, mag julle 'n lekker Saterdag verder hê, mag julle julle kerkmôre geniet, 'n lekker naweek vir julle ook verder, en yes, dan sien ek julle volgende keer met die vers van die week, maandagoggend. Dan sê, bye bye julle, mag die Here julle seën.